Welkom by ons 4 weke Bybelstudie Trappe van Vergelyking. Nou hierdie is 'n boodskap vir dis omtrent 8 minute wat jy kan luister op pad werk toe. Jy kan daarna kyk as 'n persoonlike Bybelstudie of jy kan dit saam met jou kleingroep doen vir 'n aanknopingspunt. Aan die einde van elkeen van hierdie video's is daar 'n paar besprekingsvrae en ek hoop dit kan jou help in jou kleingroep ook. Nou ek word nou hierdie jaar 40 en jy sal dink teen hierdie tyd het ek nou al die geneigtheid ontgroei om myself te wil vergelyk heeltyd met ander mense. Ek onthou toe ek klein was op skool, was ek nie die beste rugby speler nie. En toe hou ek sommer nie meer van rugby nie. Jy weet mos hoe's 'n kind, nê. Want ek is nie goed daarmee nie. En toe begin ek gitaar speel en ek beïndruk so 'n paar meisies en dit gaan goed en ek besluit toe nou na ek teologie geswat het, weet jy wat, hierdie rockstar van die platteland gaan die ouens daar in Pretoria, daar by TUT, 'n paar goed gaan wys. Ek daag toe daar op vir 'n audisie en daar gekom, hier sit 'n ou en hy speel klavier en die mense drom so om hom verskriklik goed. En ek sê vir die ou langs my, ek sê hierdie ou is seker 'n professor, nê. Nee, sê hy, hierdie ou is ook hier vandag vir sy audisie. En ek sommer van daai dag af sê ek, okay, nou hou ek ook nie meer van jazz nie. Nou, ek is seker jy is baie meer volwasse as ek en jy het nie noodwendig ook 'n probleem om jouself te wil vergelyk en te kompeteer met ander nie. Maar tog het ons almal hierdie ding hier binne in ons en dalk 'n klein bietjie minder om jouself te vergelyk. Ek noem dit ons soek 'n groter die land van Ek wil ryker wees, maarder, mooier, gelukkiger, slimmer. En dan trou jy en jy druk jou lewensmaat ook om mooier en maarder en slimmer te wees met die verskoning, ek wil net die beste vir jou hê en jy het potensiaal, nê. Dan kry jy kinders en jy hoop joune is ook slimmer en het ook meer nê, slimmer en mooier en wat ook al. En met die verskoning dat ek wil net die beste vir jou hê. Maar dit gaan nie eers meer oor hulle nie, dit gaan oor my probleem. Ek voel beter as ander kinders, ouers se kinders misluk, as hulle sukkel met sport. En dis die probleem met die land van Jy voel net beter oor jouself as ander misluk. So aan die een kant het jy wil slimmer en mooier wees, aan die ander kant, jy weet, is daar mense wat groter is en stadiger is. Nou ek hoef jou seker nie oortuig vandag verder dat ons hierdie gewoonte het om onsself te vergelyk nie. Maar hier is die beginsel. Jy kan nie vrede vind solank soos wat jy jouself vergelyk met ander nie. Jy sal nooit tevrede wees nie. Al het jy meer as die mense in jou linkerkant, dan gaan altyd mense wees aan jou regterkant. So die gevaar is dat ek en jy uiteindelik 'n klomp skuld gaan maak om beter te wees. Karre, klere, vakansie, huise. En die enigste rede hoekom ek dit wil hê is omdat my buurman dit het, nê. Party van ons maak ons lewensmaat en ons kinders mal, ons dryf hulle teen die mure uit omdat ons hierdie groter soek. Die wysste man wat ooit geleef het, hy het in Spreuke 14 vers 30 gesê dat jaloesie vreet 'n mens op van binne af. Engels sê rots the bones. Jy kan nie tevredenheid of vrede vind solank soos wat jy jouself vergelyk met ander nie. So hoe moet ek verander? Hoe kan ek dit regkry om die mense in my lewe te motiveer, maar dat dit nie oor my gaan nie? Nou Salomo gee vir ons raad. Hy kyk na die wêreld en hy praat oor hierdie probleem wat ons het. Ons geneigtheid om onsself heeltyd te wil vergelyk met ander. In Prediker 4 vers 4 sê hy, ek het toe opgemerk dat die meeste mense se moeitevolle arbeid gemotiveer word deur hulle afguns teenoor ander mense. So hy sê die nommer 1 ding wat maak dat almal sukses jaag en kompetisie het, is hulle kyk links en regs en hulle sê, ek wil dit hê. Dis wat maak dat ek, jy weet, meer sukses wil jaag. Nou hier is die groot probleem. Ons bepaal waar ons is, op grond van waar ander mense is. My waarde hang af van waar is ek in verhouding met ander mense. Dit moet nie so wees nie. Hy sê, en dit is ook alles sinneloos, 'n blote gejaag na die wind. So Salomo sê, dis sinneloos om jouself heeltyd te wil vergelyk met ander. Daar's geen wenstreep nie, jy sal nooit tevredenheid vind en vrede vind in jou lewe nie. So Roan, hoe moet ek dan nou die beste hê vir die ander mense? Hoe moet ek nie hard werk nie? Moet ek lui wees? Hy sê nee, in vers 5 sê hy sê dwaase is lui om te werk en gaan dood van die honger.
Ons moet ambisie hê. Salomo het ook ambisie gehad. Hy het baie rykdom gehad. Hy sê net dwaase doen niks. OK, nou verstaan ek nie, Roan, wat moet ek doen? Moet ek hard werk of moet ek niks doen? Hierdie paradoks. Nou hier sy mooi antwoord. Hy sê in vers 6 en hy gebruik hierdie prentjie. Hy sê tog is een hand vol met rus beter as 2 hande vol moeite en gejaag na wind. Dis 'n Joodse metafoor wat hy gebruik. Sien hierdie prentjie wat hy gebruik. Hy sê dit is beter om een hand oop te hê waarin God iets kan sit en iets kan wegneem soos wat God dit behaag, as om met 2 hande vol toe te knyp te leef en alles vas te hou wat jy kan kry. Om te leer om vergenoeg te wees met een hand oop. Dis die kuns van die lewe, eerder as om vas te klou aan alles wat ek het. As jy so leef met 2 hande toe, sal jy nooit tevredenheid en vrede vind nie. So die rykste man wat ooit geleef het op aarde, het ontdek hoe om met 1 hand vol rus te lewe. Sê dis beter om so te lewe. So elke keer as ek my seun druk om beter te presteer, dan dink ek, hoe leef ek? Leef ek met 2 hande toegeknyp? Wanneer ek my vrou druk of sy my druk, dan moet hy die vraag vra, hoe lewe ek? Is dit nie net 'n gejaag na wind om so met 2 hande vol toe te knyp te leef nie? Onthou, 1 hand vol met rus is beter. Dis Salomo se manier om vir ons te sê dat as ons so leef, sal ons nooit vrede en vergenoegdheid vind nie, solank soos wat ons onsself vergelyk met ander. So ek het 'n paar vrae wat ek mee wil afsluit vandag. Miskien toe ek sê dat om met 1 hand vol rus te leef, dink jy by jouself, Roan, wie het vrede en vergenoegdheid nodig? Nee, ek love die rat race, come on. Nee, maar hier's 'n paar vrae vir jou. Is jy uitgeput en gedaan? Moeg daarvoor om by te bly en op te leef na die Joneses, mense te beïndruk. As jy platsak omdat jy probeer bybly, jy blameer die ekonomie dalk, maar dalk is dit ek wat al ewig moet vergelyk met ander. Wat ander mense het. Omdat hulle al hierdie goed het, nou is ek nie eers meer tevrede met wat ek het nie. Nog 'n vraag, geniet jy jou geliefdes nog of is jy besig om hulle te druk? Is dit moontlik dat jou vrou voel dat sy is nie goed genoeg nie, omdat ek haar heeltyd druk? Jy kan nie vrede vind, solank jy jouself met ander vergelyk nie. My gebed is dat ons sal leer om met 1 hand vol rus te leef en te waak daarteen om onsself te vergelyk met ander mense. En dankie dat jy ingeskakel het vir episode 1 van Trappe van Vergelyking. Hier volg 'n paar vrae. Totsiens.